Inskrywings is reeds oop vir Suid-Afrika se eerste preserveerkampioenskap wat plaaslike vervaardigers die geleentheid gee om hulle produkte tentoon te stel. Nou die organiseerders van hierdie kampioenskap is Agri Expo en ek gesels nou met hulle hoofbestuurder Bruiten Milford. Bruiten, ek wil vir jou vra waarom hierdie kampioenskap of kompetisie, maar mag ek eerder sê ek dink dis omtrent tyd as 'n mens kyk na al die produkte wat by ons skoue in ons delis en ons winkels te koop is. So gesels met ons hieroor. Goeiemôre Lise, ja, weet jy, dis lekker om te kan sê dat dit 'n nuwe projek vir Agri Expo is. En soos jy sê, ek dink dit is hoogtyd dat ons hierdie projek moet begin. Agri Expo is ook bekend daarvoor dat ons die eerste wynskou in Suid-Afrika begin het, die eerste suiwelskou in Suid-Afrika. En dit is ook nou lekker om te kan sê dat ons die preserveerkampioenskap of die preserveerskou, ons noem dit sommer, jy weet, die Preserve Champs, dit spreek lekker uit, maar dit gaan oor gepreserveerde produkte wat ons graag wil uitlig en vir die publiek wys, jessie man, hier is 'n konfyt wat regtig besonder is, koop dit, sodat daai persoon of die fabriek wat dit maak op die ou en die vandag meer geld kan maak, meer mense kan aanstel, en so kry ons dan nou die ekonomie aan die werk, want dit is graag waar ons 'n deel wil speel, om ons landbouekonomie lekker aan die gang te kry. Wat klassifiseer as gepreserveer? Lise, ja, ek dink dit is baie wyd. Ek dink jy kan natuurlik sê goed wat in 'n blik is, jy kan sê dit wat in 'n bottel is, jy kan selfs gedroogde produkte kan ook gepreserveer word. Maar vir ons is dit dat ons fokus op hierdie stadium op groente en vrugte. So dis vir my belangrik. Ons is 'n landbougenootskap en ons fokus op hierdie stadium op groente en vrugte wat gepreserveer is in 'n bottel of in 'n blik, wat die verbruiker buite kan op 'n rak optel en na sy huis toe vat en gebruik. En dis waarop ons gaan fokus. Dit mag wees dat ons dit in die toekoms uitbrei na, jy weet, produkte wat gedroog is of wat met sout gepreserveer is en so aan, en wat nie in 'n blik en 'n bottel is nie, maar op hierdie stadium wil ons graag kyk na dit wat gebottel of geblik is en groente en vrugte. So Bruiten, watter kriteria is van toepassing? So eerstens dink ek dat ons gaan natuurlik 'n klomp kundige beoordelaars kry en hulle kyk na die voorkoms daarvan, hulle kyk na die tekstuur, hulle kyk na die smaak en so meer van die produk. So ek gaan dalk nou 'n bietjie terugkom na dit toe, maar as jy wil inskryf, moet dit in die handel beskikbaar wees. En dit is vir ons baie belangrik, want ons wil graag hê die besighede moet groei. En of dit iemand is wat op 'n klein skaal vir 'n padstal produkte lewer, en of dit iemand is wat vir die winkel of vir die retail lewer, dit is vir my dit is vir ons 100% reg. Ons wil graag hê dit moet daarmal iemand wees wat in die mark is en wat die verbruiker kan koop daar buite. So dis die mees belangrikste kriteria op hierdie stadium. En ja, ek weet daar's baie mense wat by die huisprodukte maak en wat toe hulle dit hoor baie opgewonde was, maar ongelukkig wil ons hierdie doen vir die mense wat reeds besighede het. Ons mag dalk in die toekoms kom en sê, weet jy, kom ons kyk vir mense wat wil 'n besigheid begin. Dis iets waarna ons sal kyk in die toekoms, maar vir nou moet jy 'n besigheid hê en jy moet dit in die handel beskikbaar hê. Hoe werk die beoordeling en wie beoordeel? Ja, so uit die aard van die saak moet dit kundiges wees. Dit moet mense wees wat kos ken, dit moet mense wees wat preservering ken, dit moet voedseltegnoloë wees, dit moet voedselwetenskaplikes wees, maar die groot gedeelte daarvan gaan chefs wees, dit gaan huisvrouens wees, dit gaan mense wees wat met die produkte werk, dit gaan self mense wees wat in die fabrieke werk met hierdie produkte, want dis ook vir ons belangrik. Daai mense wat hulle eie produkte maak om te sien, goed, dis hoe ons dink 'n ideale ingelegde fyn moet lyk. Maar kom ons kyk hoe lyk die spektrum maar buite. So ja, 'n wye verskeidenheid van beoordelaars, en hulle gaan dan tipies kyk na, jy weet, hoe lyk die voorkoms, hoe lyk die tekstuur, hoe smaak die produk, val die produk uitmekaar uit, as dit byvoorbeeld 'n produk is met stroop, jy weet, hoe die stroop geïntegreer tussen die vrugte in byvoorbeeld, of lê al die stroop bo, jy weet, so dis die tipe van goed waarna hulle gaan kyk. Is daar verskeie klasse? Ja, Lise, weet jy, daar is byna 200 klasse, so ons het dit redelik wyd uitgegooi op hierdie stadium. Dit is van vrugte en vrugte in stroop byvoorbeeld, en dan deel ons hom op in heel, dit wat die vrugte wat heel is, vrugte wat in stukkies is, vrugte wat fyn gemaak is. Ons kyk ook na konfyte, ons kyk na marmelades, ons kyk na groente, heel groente soos byvoorbeeld heel baba beet, maar dan ook dit wat uitmekaar uitgesny is, stukkies en so meer. Ons kyk ook na tapenadas, pestos,
En ons het ook 'n bietjie braai souse want ons glo ook dis ook iets wat redelik posvat daar buite en dit word grootendeels deur groente of vrugte gemaak, jy weet so ja. So nee, redelik wyd, byna 200 klasse. Ek dink enige besigheid daar buite wat ingelegde produkte doen sal 'n plek kry by hierdie kompetisie. Nou goed, vertel vir ons, hoe kan ek inskryf? So ons het 'n webwerf, ons en alle inligting is redelik daarop, die klaslys, die reëls, regulasies, alle inligting ten opsigte van Agri Expo, wat ons doen, hoekom ons dit doen en so meer. En daai webwerf is preservechamps.co.za. Jy kan ook daar aanlyn inskryf, so jy klik daarop, gaan na die inskrywingsvorm toe, jy vul in watter produkte, jou beskrywing van jou produkte en jy stuur dit vir ons deur en ons ontvang dit aan ons kant. So baie maklik om in te skryf, besoek net ons webwerf preservechamps.co.za. En waar kry ek meer inligting, Bruiten? Ja, Lise, so ons is dankbaar, daar's nog so 'n bietjie meer as 'n maand oor. Produkte kan ingeskryf word aanlyn, soos ek nou net gesê het, tot en met die 25ste Junie en dan word die beoordeling vind plaas op die 23ste Julie. So 25 Junie is die afsnydatum vir inskrywings en dan gaan die beoordeling plaasvind op die 23ste Julie en die uitslae word gemaak op die 6de Augustus. So is daar enige pryse op die spel vir die wenners? Ja, weet jy Lise, so ek dink die belangrikste vir ons is om daai erkenning vir daai produk te gee. So soos wat in die wynkompetisies of by ons suiwelkompetisie werk, gaan daar 'n SA kampioen aan jou toegeken word vir daai spesifieke klas. Kom ons sê nou maar jy maak die beste vye konfyt, jy word toegeken as die beste in die klas, dan kry jy 'n toekenning daarvoor en jy kan dan 'n plakker op jou produk sit om te sê dat hierdie produk is die beste vye konfyt in Suid-Afrika. So ons hoop dat ons daardeur vir die besighede lekker bemarkingswaarde kan genereer, maar dan ook dat die produksie van daai produkte kan styg. En so gesels Bruiten Milford van Agri Expo, hulle is die organiseerders van Suid-Afrika se eerste preserveer kampioenskap.